Bybel is daarom wonderlik. Dit is so kompleks dat vir meer as 2000 jaar kan mense nie die diepte van die woord van God pyl nie. Ag, die boeke wat ek gebruik, die meeste van hulle kom uit die afgelope 10 jaar uit. Ek dink ek het die afgelope 10, 15 jaar meer geleer oor die verstaan van die Bybel as my hele lewe tot dan. Dit is so kompleks, so, ek wil nou nie sê ingewikkeld nie, maar ja, kom ons sê ek ingewikkeld. En tog is die Bybel so eenvoudig. So eenvoudig dat die kern van waaroor dit gaan vir menswees kan in 6 versies saamgevat word. Dit is dan inderdaad wat Psalm 1 doen. Psalm 1, net 6 versies wat vir jou vertel waaroor gaan dit in menswees. Waaroor gaan dit as jy wysheid teenoor dwaasheid opweeg. Kom ons lees Psalm 1 saam. Gelukkig is die mens wat nie die raad van goddeloses volg, nie op die pad van sondaars staan en nie in die byeenkoms van spotters sit nie, maar wat vreugde vind in die wet van die Here en sy wet dag en nag mymerend prewel. So iemand sal wees soos 'n boom, geplant langs watervore, wat sy vrugte op die regte tyd gee en waarvan die blare nie verdor nie. Alles wat hy aanpak gedei. So is die goddelose nie. Inteendeel, hulle is so skaf wat in die wind wegwaai. Daarom sal die goddelose nie kan opstaan tydens die regspraak of sondaars in die byeenkoms van die regverdiges nie. Ja, die Here sorg vir die pad van die regverdiges, maar die pad van die goddeloses loop dood. 'n Doodloopstraat. Min dinge is so frustrerend soos 'n doodloopstraat. Jy soek jou plek en jy ry en jy kom in 'n doodloopstraat. Deesdae met Google Maps en GPS gaan dit daarom baie makliker, maar ek is iemand wat nogal daarvan hou om 'n kort pad te vat. Ons was op universiteit in Bloemfontein, ek en Ben, ons het nou nog 'n voertuig gehad en ons het besluit ons wil na die hipermark toe gaan. Heeltemal ver, baie ver van die universiteit af, aan die kant die treinspoor. En ons het besluit, ons gaan nou nie die 2 brûe vat wat oor die spoor gebou is, dis baie ver. Die een is daar die Skousepad en die ander ene is ook nou nogal 'n end weg. Ons gaan nou sommer net koers kies, reguit in die rigting van die hipermark, dan loop ons oor die treinspoor naby. Wat gebeur? Daardie deel van Bloemfontein is alles in singels gebou. Ons het nêrens naby die treinspoor gekom nie, want al die paaie loop in die ronde. Doodloopstrate. So wat doen ons? Teruggaan, die brug gaan soek? Nee wat, ons het nou weer teruggegaan huis toe, want ons was moeg geloop en ons het nêrens gekom nie. Dis wat 'n doodloopstraat is. En hier vertel die Here vir ons van mense wie se hele lewens 'n doodloopstraat is. Wat se mense is dit? Mense wat sonder God is. Hierdie Psalm vertel vir ons so mooi, dat daar is 'n verskil tussen mense wat die Here ken, wat gegrond is, geanker is in die Here, en mense wat sonder die Here is. Hy begin hier in vers 1 en hy vertel vir ons hoe kinders van die Here nie is nie. Hy volg nie die raad van die goddeloses nie, hy staan nie op die pad van sondaars nie, en hy sit nie in die byeenkoms van die spotters nie. So iemand, sê Psalm 1, is gelukkig, want jy weet om van die simpel goed in die lewe weg te bly. Wat doen hy? Hy bly weg van die slegte goed, maar wat doen hy? Hy bepeins die woord van die Here, hy leef uit die woord van die Here. Kyk net wat lees ons hier in vers 2. Maar wat vreugde vind in die wet van die Here en sy wet dag en nag mymerend prewel. Dis iemand wat regtig lewe uit die woord van die Here. Wat sê die Bybel van so iemand? Die geheim is so iemand is standvastig. Ons is in herfs. Herfs is die tyd waar die blare afval, alles word gestroop tot op die basiese. Die bome is mooi in die lente vol blomme, in die somer vol blare en vrugte, maar in die herfs val die blare af sodat in die winter dit wat basies is oorbly. Ons sien die takke, die stam en die wortels. En nou sê Psalm 1, iemand wat in die Here en in die woord van die Here sy vreugde vind, wat dit mymerend prewel, so iemand is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is.
Die Bybel is geskryf vir 'n plek wat ek dink ons maklik mee kan identifiseer. Israel is soos die Karoo. Daar's water, daar's lewe, maar baie min water en die lewe is maar skaars. So 'n boom wat daar in die veld geplant is, gaan dit nie maak nie. Maar 'n boom wat naby waterstrome geplant is, kom ons sê in 'n spruitjie of by 'n fontein. Daardie boom, wat doen hy? Sy wortels gaan diep in, want as dit nie reën nie, moet hy diep in die grond sy water kry. Iemand wat in die Here sy lewe kry, sy vreugde, sy wortels is diep gegrond in God se woord, God se wet, maar veral God se genade, God se wese. Dis iemand wat weet wat is reg en wat is verkeerd. Dis iemand wat reg kan optree. In hierdie wêreld is menswees maar klein en nietig. Baie tekste in die Bybel sê dit. Ons het gekyk na Jesaja 40. Daar die mense soos gras. Ja, die mense is nietig, God is ewig. Maar hoe kry 'n mens deel in God se ewigheid? Deur geanker, gewortel te wees in God. My nietigheid kry bestaan as ek gegrond is in God se genade, God se woord, God se wese. Psalm 1, daar's 'n rede waarom hy die eerste Psalm in die Bybel is. Psalm 1 en 2 is soos die sleutel waarmee jy die hele psalmbundel kan verstaan. Psalm deel van wysheidsliteratuur. Wysheidsliteratuur sê vir jou, hoe lewe jy? Hoe lewe jy in God se teenwoordigheid? Die lewe is moeilik, die lewe is kompleks. Kyk, vir die mense wat die wet geskryf het, Moses en die mense, die eerste 5 boeke van die Bybel, daar's 'n reg en daar's 'n verkeerd en dis maklik. Die mense wat die geskiedenis neerskryf, ja, jy leer lesse uit die geskiedenis. Maar die wysheidsliteratuur is geskryf om vir ons te help om in 'n moeilike lewe staande te kan bly. Reeds in die tyd van die Ou Testament het die mense besef, die lewe is nie maklik nie, lewe is ingewikkeld en om net staande te bly, dis 'n kuns. Waar leer ek daardie kuns? Wel, dis hoekom die Here vir ons sy woord gegee het. Die wet, wat is reg en verkeerd in die geskiedenis, en dan natuurlik die profete wat die wet interpreteer, en dan ook die wysheidsliteratuur wat vir ons help om die dinge te verstaan. En Psalm 1 sê vir ons, dit maak net sin om in die Here geanker te wees. Dis afgesien van die ewige lewe, afgesien van die redding in Jesus Christus, dis net 'n slim mens wat besef dat ek moet leef volgens die Here se wil en sy wet. Dink nou maar net as almal die 10 gebooie nagekom het. As almal God geëer het soos wat dit moes, dan sou daar nie stry en beklei in kerke gewees het nie. As almal hulle meerderes gerespekteer het, ouers. As ons hulle kon respekteer want niemand het gesteel nie. As daar nie moord was nie. As daar nie leuns was nie. Dink net hoe maklik sou die lewe gewees het. So, Psalm kom in Psalm 1 en hy sê vir ons, as jy wil lewe met insig, as jy wys wil lewe, lewe volgens God se wet, dan ten minste is daar een wat die lewe maklik maak, vir hom of haarself of vir ander. Daarteenoor kry ons die lewe van die goddelose. Wat lees ons van die goddelose? Die goddelose is so skaf wat deur die wind weggewaai word. Hy is niks, hy beteken niks, sy nagedagtenis gaan nie lank hou nie. Interessant, die goddelose kan nie opstaan waar regspraak gelewer word nie. Iemand se reputasie gaan hom vooruit. As ek nou moet 'n belangrike besluit neem, wie gaan ek kry om vir my te help met die besluit? Mense wat ek weet standvastig is, mense wat ek weet insig het, mense wat ek weet wat reg lewe. Maar mense wat wispelturig is, mense wat geen ruggraat het nie, in Psalm 1 se woorde, goddeloos is. Ek gaan hulle nie kry om vir my te sê wat is reg en wat is verkeerd nie. In die byeenkoms van die regverdiges, kyk as 'n mens kuier, as die familie kuier, en daar is een persoon wat hom nie kan gedra nie. Ag, kom ons sê die hele familie is bymekaar en is een wat te veel drink. Dit krap alles om.
As een mens is wat te veel skinder, jy wil nie in hulle geselskap wees nie. So, daar waar die regverdiges bymekaar kom, daar is hierdie mense nie welkom nie. Partykeer moet jy hulle uitnooi, maar almal weet, ek dink hulle self dalk nie. Almal weet, hulle is nie welkom nie. Psalm 1 vertel vir ons van iemand wat standvastig is en iemand wat soos kaf in die wind is. Hierdie boom wat by die waterstrome geplant is, hierdie boom dra op sy regte tyd vrug. Baie belangrik, hy gaan deur die seisoene. Die lente met sy lente reëns en alles wat mooi is, kom vir hom. Die tyd om vrugte te dra is daar. Maar die herfs tref hom ook. Vir my, dit is seker 'n simpel voorbeeld, maar vir my, daar is sekere plante wat meerjarig is en seker is wat eenjarig is. Die meerjarige plante is vir my soos 'n boom wat geanker is in die Here. Die winter kom, die herfs met die blare wat val, al hierdie slegte dinge kom, maar volgende jaar loop hy weer uit. Hoekom? Omdat hy geanker is, gegrond is, hy het 'n wortel. Eenjarige plantjies, nee, wat as hy afgaan trek jy hom uit te gooi en weg. Party trek jy uit te gooi weg, maar die ander bly. Jaar na jaar groei hulle. Juis deur die moeilike tye, juis in die wintertye, vind die meeste groei plaas, sodat hulle in die lente weer hulle self kan wees. Hoekom is ek en jy hier op aarde? Ons is hier op aarde, ek dink vir een rede, en dit is om te help om van die wêreld 'n beter plek te maak. God het die wêreld goed geskep, sonde het gekom en alles verinneweer. Maar daar is nog soveel goed in die wêreld. Ek en jy is die mense wat die goed in die wêreld moet uitgrawe en na voorskyn bring. Hoe doen ons dit? Deur, ons het dan 'n liedjie wat baie mooi sing, 'n sagte salf te wees vir die mense. Mense met hulle seer, ons is hierdie sagte salf wat die Here se woord, die Here se genade vir hulle bring. En daaruit leef mense. Wat maak dat die wêreld sleg is? Wat maak dat mense nie meer wil lewe nie, dat hulle wegtrek om op ander plekke uit te vind, daar is die lewe ook maar moeilik. Misdaad, moord, diefstal, korrupsie, enige vorm van ek sorg net vir my eie en ek gee nie vir almal 'n gelyke kans nie. Dit is die, ek wil nou sê geldgierigheid, wat maak dat die wêreld 'n slegte plek word. Dit was nog altyd so. Van die tyd van die Ou Testament, die konings wat te veel wil hê, die tyd van die ballingskap, die een land wat die ander land oorneem en belasting van hulle eis, in Jesus se tyd, Suid-Afrika se geskiedenis, daar was altyd mense wat meer wou gehad het en ander wat hulle mos doodgesukkel het en nie 'n kans gekry het nie. Die dinge het die afgelope klompe jaar omgedraai, het dit omgedraai? Nee, die rol het verskuif, maar die wêreld is nog dieselfde. Nou is ek en jy hier, as kinders vir die Here, om te sê maar, daar is meer as besittings, status, aansien. Daar is 'n lewe wat vrug dra. Wat is die vrug van die Gees? Ons kry dit baie mooi in Galasiërs 5. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Kan julle dink as die wêreld vol van hierdie dinge is, hoe wonderlik sal die wêreld wees? Ek en jy, wat kinders van die Here is, ek en jy wat is soos 'n boom wat geplant is by 'n waterstroom waar daar altyd water is, waar jy jou krag kry om vrugte kan dra. Ons kan hierdie dinge doen. Ons kan hierdie dinge, ek wil nou amper sê, manifesteer in die wêreld. Vir die wêreld wys hoe lyk goedheid, hoe lyk die vrug van die Gees. En dan, gaan nie hierdie hele wêreld kan verander nie, maar daar waar ek is, kan ek vir mense die vreugde van die Here, die vreugde wat die Here alleen kan gee, kan ek dit met hulle deel. Daardie diep salige geluk om te weet, al is ons nietig soos gras, al is ons soos 'n boom wat swaar kry in die herfs, die blare val, die boom nie. Ek is nie die blare nie, ek is die boom. En omdat ek geanker is in die Here, bly ek staan. As 'n vreeslike mooi storie wat hulle vertel van die Tweede Wêreldoorlog. Dit was 'n
dorpie daar in die noorde van Italië en die Duitse soldate daar aangekom. Die Duitse offisier kom toe daar en hy vra wie is in beheer van die dorp, wie is die burgemeester. Daar het 'n ou oomie gesit met so 'n lang stok wat soos 'n kierie gewerk het. Die ou oomie sê vir hom, niemand is in beheer hier nie, ons wag vir vrede. Die offisier sê vir hom, sê vir my wie is in beheer of ek brand die dorp af. Die ou oomie sit en kyk vir hom so en hy vat die stok en hy lig die stok so op en hy wys na 'n stokou olyfboom waar hy een kan staan. Hy sê vir hom, toe Napoleon oor die berge gekom het, het my oupa grootjie daardie olyfboom geplant. Napoleon het die wêreld verniel, die olyfboom staan nog steeds. Oorlog het gekom en gegaan, die olyfboom staan nog steeds. Brand die dorp af, die olyfboom sal steeds bly staan. Die offisier het hom vererg en net verder gegaan en 'n paar jaar later het een van die Duitse soldate hierdie storie neergeskryf en hy het gesê, daardie oom met sy stok was die ergste weerstand wat ons nog ooit gekry het. 'n Oom met 'n stok wat 'n storie vertel van standvastigheid. Ek gaan iets baie duidelik stel. Jy het mense wat sê, iemand wat nie 'n kind van die Here is, beteken niks, hulle kan nie goed doen en alles. Dit is nie waar nie. Jy het regtig waar baie goed in die mensdom. En ek het al by mense wat nie kinders van die Here is nie, partykeer meer liefde en hartlikheid gekry as by party kerkmense. Waaroor gaan dit? Dit gaan daaroor dat ek as kind van die Here kry my krag buite my. Ek het 'n onuitputbare bron van krag en daarom die dinge kan maar kom. Ek gaan staande bly solank ek my krag by die Here kry. Mense wat die Here nie ken nie, baie goeie mense, ek kry hulle verskriklik jammer. Want as daar 'n krisis oor my pad kom, kan ek sê, Here help. As daar ding is wat my reg omkrap, kan ek sê, Here hoekom? As ek kwaad is, ek kan met alles na die Here toe gaan. Ek dink dit is hoekom die Bybel sê, hier in Psalm 1, daar's twee paaie, net twee paaie. Die een is die pad van standvastigheid, gegrond wees in die Here. En die ander is die pad van kaf. Kaf wat deur die wind opgewaai word. Kaf is 'n goeie ding, hy het ook sy nut, maar hy bly nie. Dis herfs, blare val, die bome bly. In ons lewe is daar seisoene. Herfs in ons lewe kom, winter kom in ons lewe. Maar omdat ons in God geanker is, kom die lente en die somer ook weer. Kom ons dra vrug, kom ons maak van die wêreld 'n beter plek, omdat ons geplant is op die regte plek. Amen. Here, baie dankie dat U die God is vir mense wat moeg raak. Want Here, dis seker my grootste probleem. Ek raak moeg, ek raak fisies moeg, ek raak emosioneel, ek raak geestelik moeg. En dankie dat U die een is wat soos die reën kom 'n nuwe lewe gee. U is die een wat soos, as jy na 'n lang warm dag by die huis kom en jy drink 'n glas lekker water, wat vir ons nuwe krag, nuwe lewe gee. Here, vul my met U Gees, sodat ek elke dag die lewe wat U vir my gee kan lewe, en sodat ek kan vrug dra. Amen. Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien U is die lig. Mag U lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons aan, tot die hele wêreld kan jubel oor U naam. Mag U lof hier deur ons klink, balsem bring herstel vir die wonde, 'n sagte
self vir die mense met ons seer, tot die hele wêreld kan sien dat u genees. Mag u troos hier deur ons weet, eer u woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan glo dat u bevry. Mag u hoop hier deur ons gee. U is koning hier oor die aarde, die mense vra na die wil om u te eer, tot die hele wêreld kan juich dat u regeer. Laat u ryk hier in ons kom, laat u ryk hier in ons kom, laat u ryk hier ooral Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly by elkeen van julle. Amen.